Goeiemôre aan elkeen vanoggend. Ek groet in die wondernaam van Jesus, ons Here. En ek glo dat u is opgewonde saam met my om vanoggend die woord van die Here aan te hoor en daar weer gestig te word. En elkeen wat vanoggend die diens bywoon in gemeenskap met die liggaam van Christus het, en Messina, wil ek sê baie dankie. Ek spreek groot waardering oor dit uit en vertrou dat u vanmôre die gemeenskap met die heiliges geniet. Al my Facebook vriende wil ek vanmôre sê, en almal wat inskakel by ons, baie welkom. Mag die Here u vanoggend optel en versterk met sy woord. Nou ja, kom ons raak opgewonde oor die woord van die Here. Ek wil dit baie duidelik stel. Ons vind groot vervolging en omstandighede in die harte van mense wat lou Christene is. Dit is my baie hartseer om te dink dat vermaak en die prosperity preaching soveel mense op 'n Sondag kan intrek, maar wanneer die woord van waarheid oor die koninkryk van God bedien word, dan het ons allerlei verskonings wat ons maak om ons nie vanoggend by die kerk kan uitkom nie. Verstaan dit gaan oor die gemeenskap van die heiliges, in die liggaam wat mekaar moet bedien en daar vir mekaar moet wees. Dit is skrikwekkend om te dink dat ons so min aandag aan ons geestelike lewe en gehoorsaamheid aan Gods woord wy. Dit is so. Jy sal sekerlik nie verskonings wil maak om jou kind uit die skool uit te hou nie. Maar ons kan soveel verskonings aanbied om nie die koninkryk van God te kom stig en op te bou tot verheerliking van sy naam nie. Daarom gaan ek vanmôre vir u bedien op die gedagte 3 varkies. 3 varkies. En ek vertrou dat u vanmôre indagtig sal luister. Want hoor wat sê die woord van die Here vir ons, voor ek my temaskrif vir u gaan gee. In Hebreërs hoofstuk 5 lees ons, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid en word as 'n kind beskou. In vers 14 sê hy, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat, hoor baie mooi, geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen. Oefening, om goed, hoor baie mooi, om goed en kwaad te onderskei. Dis wanneer jy volwasse raak, wanneer jy tussen goed en kwaad kan onderskei. Nou vanmôre wil ek u bedien op die gedagte die 3 varkies. En ek lees ons temaskrif in Lukas 6 vanaf vers 47 tot 49. Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen. Hoor my man, wat ek vanmôre in die aanleiding gesê het, doen. Ek sal julle verwys soos wie hy is. Vers 48. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan en die fondament op die rots gelê het. En toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was. Vers 49, maar wie dit hoor en dit doen, of nie doen nie, is soos 'n man wat 'n huis sonder fondament op die grond bou, en die stroom het daarteen losgebreek, en het dadelik geval, en die instorting van daardie huis was groot. Nou in die lig van die tema 3 varkies, ken ons almal as kinders die verhaal wat aan ons opgedis was toe ons nog kinders was, oor die 3 varkies. Hierdie 3 varkies het saam met hulle moeder groot geword in 'n wonderbeskermde huis. En toe hulle nou groter word, toe sê die moeder vir hulle, okay, julle moet nou uitgaan en julle eie huise gaan bou. Maar wees gewaarsku, daar loop 'n wolf rond en wees paraat vir hom. En ons sien die 3 varkies het toe gegaan, en die eerste varkie toe hy die strooi en stoppels gewaar,
het hy onmiddellik gestop en gesê, ek bou my huis met hooi en stoppels. Hierdie tipe varkie is 'n loskop varkie. Hy doen nie berekenings nie. Hy vat net kans in die lewe. En hy glo homself. Niemand kan vir hom iets duidelik maak nie. Hy glo homself. En hy bou sy huis met hooi en stoppels. Die ander twee sê nee, en stap verder aan. En hulle kom by 'n plek waar iemand met hout werk. En hierdie een varkie, hy sê, ek is nou moeg. Ek gaan my huis met hout bou. Dis 'n tipe van 'n lui mens. Iemand wat nie die ekstra myl wil loop om berekenings te doen vir dit wat voor lê nie. En die ander het gesê, nee, ek kan nie in hierdie huis bly nie, ek gaan aanstap, en hy kom by 'n plek uit waar 'n man stene vervaardig, en hy staan stil, en hy kry stene, en hy bou sy huis met stene, en ook met 'n koorsteen. En ons sien dat die wolf gekom het, toe hy gewaar van hierdie 3 varkies in die omgewing, hulle wil by mekaar uitkom en ontspan, soos die ou loskop en die lui varkie gedoen het, sit agteroor toe hulle klaar gebou het, en hulle rus en speel. En hierdie wolf gewaar dit. En die wolf stap na die eerste huisie toe, wat met hooi en stoppels gebou was. En hy klop aan die deur en hy sê, maak vir my oop. En die klein varkie sê, nee, ek maak nie vir jou oop nie. En wolf sê, as jy nie oop maak nie, blaas ek jou huis weg. En ons sien dat wolf al diep asem en hy blaas en hy blaas en hy blaas en daar gaan die huisie. Totaal vernietig. En die ou klein varkie spring daar weg en hy hardloop na sy boetie Lans aan, en wat hy hardloop, en die wolf is agterna, en hy spring by sy boetie wat die huis van hout gebou het, en daarin, en dink hulle is nou veilig. En daar sit hulle in die volgende oomblik, is daar weer 'n klop in die huis. En wolf sê, maak vir my oop. Ek wil saam met julle kom geniet en beskerming hê. En die wolf, en die varkie sê, nee. En wolf sê, as julle nie vir my oopmaak nie, dan blaas ek julle huis weg. En ons sien hy al diep asem, en hy blaas, en hy blaas, en hy blaas, en daar trek die ou huisie. En die ou 2 klein varkies bly oor, en hulle skrik, hulle hardloop, en wolf was agterna, en hulle kom by die laaste varkie aan wat sy huis gebou het met stene. En daar vind hulle, okay, hier is veiligheid. En wolf klop weer aan die deur, en hy sê, maak my oop. En hulle sê, nee, ons maak nie vir jou oop nie. Hy sê, as jy oopmaak nie, dan blaas ek jou huis weg. En ons sien dat wolf diep asemhaal, en hy blaas, en hy blaas, en hy blaas, tot hy moeg is. Maar hy kon hierdie huis nie beweeg nie. Hy sê, nee, goed, dan klim ek deur die koorsteen. En die varkie wat die huis gebou het, met stene, sit 'n pot water op die stoof, en hy sit dit onder die koorsteen. En 'n wolf kom daar af, en toe hulle hoor hy kom af, die kokende pot water, dat die deksel afval, en die ou wolf val binne in die kokende water, en die varkie maak die deksel toe, en daar is wolf vernietig. Nou, ek vertel hierdie storie in die lig van wat ek met u gaan praat vanoggend, as volwassenes in die geloof. Maar as jy nog nie volwasse is nie, en jy is onervare in die woord, sal hierdie storieetjie vanmôre hopelik 'n verskil maak in jou lewe. En ons weet dat varke in die Ou Testament gereken was as onreine diere. Ek lees vir ons in Levitikus 11 vers 7, ook die vark, want hy het gesplitste kloue, ja, heeltemal gesplitste kloue, maar hy herkou nie. 2 vereistes van 'n onreine dier. Hy moet gesplitste kloue hê, en hy moet kan herkou. Die moet vir jou onrein wees. Dit was die opdrag
aan Israel. Nou hieruit kan ons leer, onreine sal deur die wêreld opgevreet word, totdat jy besef, om jou berekening van jou saligheid te beplan, om by die ware rots uit te kom en jou fondasie daarop te bou. Hoe jy daarop bou, sal versekering gee, dat die storm, die ou wolf, nie jou huis kan omblaas nie. Nou die verskil, kom ons kyk net aan die verskil van 'n wyse en 'n dwaase bouer, wat huise bou. Eerstens, die wyse bouer het 'n verstandige blik op die toekoms. Hy belê reg, hy bereken reg, want dit gaan nie net oor homself nie, dit gaan oor sy nageslag ook. Want as jy jou nageslag leer om verskonings te maak, gaan hulle ook verskonings maak, en ons weet, dat water af tot ons nie meer by die kerk uitkom nie. Hierdie persoon, hy verwag die koms van storms. En hy poog om goed teen hulle voorsien te word. Hy doen goeie berekenings. Die dwaase bouer inteendeel dink net aan die tydelike, die hede. As alles goed gaan met hom vandag, dan bereken hy nie vir die dag van môre en ook vir die toekoms nie. Alles moet goed gaan, altyd, vir hierdie persoon. Dit moet voorspoedig wees. Maar hy doen nie die berekening van storms wat sy geloof op die proef gaan stel nie. Tweedens, die wyse bouer kyk nie bloot na die uiterlike nie. Die vraag is nie vanmôre, wat sal goed lyk nie, maar wat sal staan, gegrond op die rots. Die dwaase bouer, aan die ander kant, ek wil hy moet hoor, hy dink net aan die glamour, die voorspoed, geen net om vir die voorkoms van sy huis, hoeveel geld hy verdien, hoeveel hy besit en so meer. Sy huis lyk so goed, soos die ander sy huis, so ver as wat die boogrond betref, maar daar is geen agting vir dit wat onder die grond is nie. Nou wat maak die eindproduk anders, as ons kyk na die verskillende bouers? En ek wil jy moet diep inkyk vanmôre in jou persoonlike lewe in. Met die eerste bouers word vergelyk met die gehoorsame hoorder van die woord van Christus. Dis die ouens wat doen wat ons vir jou gelees het, wat die woord hoor en hy doen. Diegene wat volg is gelowiges, gegrond in hulle geloof, aangesien Jesus hulle verlosser is. Hulle weet waar kom hulle verlossing vandaan. Hulle is nie aangewees op hulle eie opinie, soos die ou varkie by homself kan redeneer en luister nie. Maar hy weet alles. Sien disippels, soos hulle, besef nie wie hulle leermeester is nie. Met die tweede word vergelyk met die ongehoorsame hoorder van die woord van Christus. Hulle luister en dit lyk of dit eer en goedkeur, maar tog nie hou by die doen daarvan nie. Hoe gereeld kom sulke bouers nie vandag in ons kerke voor nie? Is jy miskien een van hulle? Solank dit goed gaan met jou, dan sien die kerk jou nie, maar wanneer dit nou sleg gaan, dan begin ons te bid en ons begin vas en ons begin kerk toe gaan. En die herrings van kerk toe gaan, wil ek jou uitnooi by hierdie geleentheid, want volgende Sondag
neem kennis. Gaan ons nie by mekaar kom by die kerk nie, maar u gaan sit en luister by die Facebook en ek nooi u uit, moet dit nie mis nie. Want ek preek van u oor die bruidegom en sy bruid. Ek wil jy moet hoor vanoggend, dit gaan oor die glamour. Ek word verlei en mislei van dit wat ek sien rondom my gebeur, met die goddelose wat voorspoed geniet. Dan word my knieë soos jelly en dan vra ek die vraag, waar is God? Ons vra die die vraag, waar is jy vanmôre in jou geloofsverhouding met God? Hierdie bouers kom so gereeld voor in die kerk van die Here. As hulle instap, is hulle so heilig, hulle wil tale praat, hulle wil profeteer, hulle wil mense sê. Maar die commitment, loyaliteit teenoor die koninkryk van God, dit mis ons. En by die vrug van die boom gaan jy die boom ken, my vriend. Soos ek laas keer gesê het, laas Sondag vir jou gesê het, geestelikheid gaan nie rondom hoeveel keer ek in tale praat en ek profeteer nie, maar dit gaan oor die gestalte van Galasiërs 4:19 wat Christus in jou verkry. Want, en ek waarsku, daar kom 'n dag van oordeel. En mooi weer, is die twee huise ewig veilig van die twee varkies wat hulle huis uit hooi en strooi en hout gebou het. Want die dag van storms openbaar die verskil. En die oordeelsdag sal sy disippelskap blootgestel word. Hoe groot is die aardse oes? En hoe jammerlik die ondergang daarvan, omdat ons nie beluister nie. En wanneer ons luister, dan tree ons nie op oor dit wat aan ons bedien word nie. Ons word nie volwasse deur die skrif nie, maar ons word so gebombardeer met kennis van hierdie wêreld, wat ons so verryk, om ons in 'n posisie te plaas, waar ons net verskonings maak en leuns glo. Ek lees vir jou oor hierdie ondergang in Hebreërs 12 vers 26 tot 28. Toe het sy stem die aarde geskud. Maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. My vriend, jy sien wat gebeur in die wêreld met oorstromings, aardbewings en al die klas van tipe dinge van die natuurverskynsels. Mense skree hierdie ou gesegde, oh God, help. Maar hulle verstaan nie, man, hulle hierdie God met aanbidding dien nie. Maar wanneer hulle in noodgeval is, gebruik hulle maar 'n noodwiel. Maar weet jy wat? Hierdie skudding skei kaf van die koring, die bokke van die skape. Vers 27 sê, en hierdie woord nog eenmaal wys duidelik, hoor baie mooi, op die verandering van wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. My vraag vanmôre, my vriend, jy kan vir my sê, maar ek doen bidding en ek doen Bybelstudie by die huis. God verwag van jou 'n samekoms met die liggaam van Christus om dit wat hy aan jou toevertrou het te deel, want die liggaam het seer, die liggaam kry swaar. Want jy's nie daar nie. Maar waar is jy? By die glamour. Jy's daar by die vermaak. Jy's daar by die prosperity, waar alles net goed moet gaan, maar wanneer die storms kom, sê God nog eenmaal, sal ek hierdie aarde en die hemel skud. En wat wankelbaar is, sal nie bly staan nie. Ons dien nie God in ons kamer nie. Ons dien nie God in ons huise nie. Privaat alleen nie. 'n lamp verberg jy nie, jy sit hom op 'n berg
om te skyn. Vers 28, daarom, omdat ons onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied, eer hom vir wie hy is, eer hom vir sy woord, doen. Dit is eerbied aan God. En dan sê hy, en vrees. Jy weet, ons vrees nie meer God nie. Maar dit gaan mos so goed met ons. Ons is nie God nodig nie. Ek praat met jou, kind van God. Ek praat met jou wat verskonings altyd aanbied. Praat met jou wat die onderlinge byeenkomste nalat, so sommige die gewoonte het. Dit is deel van die evangelie. Samekomste, mekaar te bou en gestig te word en gemobiliseer te word vir die week. Ek vra die vraag, hoeveel van julle vat hierdie woord vanoggend in die week en besin daaroor en mediteer daaroor en begin dit toepas? Hoe bou jy vanoggend? Jy sien, die 3 huise gaan getoets word. Hulle word ingelei in 'n lokval. Want die vyand daar op buitekant loop rond soos 'n brullende leeu. Die wolf is daar. Kom ons kyk 'n bietjie na die lotgevalle van hierdie 3 huise. Hierdie woorde is van toepassing op almal in die koninkryk en is nie net vir leraars nie. Ek lees vir jou Matteus 13 vers 41. Die seun van die mens en sy engele sal sy engele uitstuur. Hoor baie mooi. Hoor nou. En hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak al die struikelblokke en die wat ongeregtigheid doen. Jy's 'n struikelblok vanmôre, omdat jy nie die onderlinge byeenkomste bywoon om stigting te bring. So dit ons 'n onwankelbare koninkryk. Hoekom floreer die goddelose? Omdat hy committed is tot sy werksomstandighede om geld te maak. Die probleem vanoggend, en ek is erns vanmôre, ek spreek hier aan, in die diepte van my hart uit, omdat ek vir jou omgee en lief het, onthou dit net een ding, God gaan nog eenmaal hierdie aarde skud. En al hierdie voorspoedpredikers, en al hierdie vermaak wat aan die kerk aangaan, gaan neerstort. Hier sê die skrif, dat God in sy koninkryk, nou in die koninkryk, in die kerk, kry ons hierdie misleidings wat inkom. Ons moenie elke een wat geestelik voorkom aanvaar. Dis hoekom ons die gees van onderskeiding nodig moet hê, want die duiwel stuur hulle in om chaos te saai. En weet jy wat? Dit is so stampans, dit smeer af op mense. En dit besoedel die kerk. En die kerk kan nie floreer nie, omdat die mens blootgestel is aan die leuen, volgens 2 Tessalonisense hoofstuk 2, wat die skrif sê. God sal hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, omdat hulle die waarheid nie lief gehad het nie. Uit die koninkryk van God maak die engele by mekaar. Wie? Die struikelblokke en die wat ongeregtigheid doen. Jy sien, gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid, en ek wil dit beklemtoon, gehoorsaamheid is die enigste veilige plek vir jou en vir my vandag. Die huise wat ons bou, is ons karakters. Wys net jou karakter, man. Jou loyaliteit, jou commitment. Jy is geroep met 'n doel om te dien aan die liggaam van Christus. Ons het lede afsonderlik van mekaar. Waar is jy? Ons het jou karakter nodig. Ons het nie verskonings nodig nie. Die ondergrondse werk is die belangrikste ding om stabiliteit te gee aan die huis van die Here. Geen huis, ek wil hê moet hoor, geen huis is sterker as sy fondasie nie. Geen huis. En omdat ons nie 'n goeie fondasie het nie, 'n fondasie van losbandige godsdiens, ek is okay. Maar ek vir jou lees,
wat sê 1 Korintiërs 3 vers 11, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus, is jou geloof, jou standvastigheid gebou op Jesus Christus wat die fundament is, want onthou, alles wat bo uitkom is nie sterker as hy wat onder die grond is nie. Dis die waarborg. Bou op Jesus Christus. Die ondergronds is meer belangrik as die wat bo uit troon en mooi vertonings daar stel. Jy sien, die werklikheid is, bou op Christus. Dit is praktiese gehoorsaamheid aan sy woord. So lewe staan vas, wat 'n storm ook al mag kom. En as jy voel vanmôre ek trap jou tone, en ek het nie vanmôre genade vir jou nie, wil ek jou net dit sê, ek is lief vir jou. Ek gee om vir jou om waarheid aan jou te openbaar. Want jy gaan ook die dag, as die Here kom verskonings maak, soos wat hy gesê het vir die manne, volg my, en die een maak die verskoning uit grond gekoop. Ek moet hom eers gaan beploeg en bewerk, en die ander het ek 'n vrou getrou, en ek eers met haar. Jy sien, dis die probleem waarmee ons sit. Ons wil nie hoor nie. En hierdie tipe boodskap is boodskappe wat geetiketeer word deur die sogenaamde godsdiens wat gebou is op 'n valse fondasie, wat geen fondasie het nie, want Christus is nie te sprake nie. As die storm kom, is my hart om nie jou ondergang te sien nie, maar om vas te staan wanneer die storms jou huis nader. Want gehoorsaamheid is jou sekuriteit, en dit bied vir jou sekuriteit. So lewe sal vas staan wanneer jy bou op Christus en sy woord, nie wat mense sê en menslike opinies nie. Jy sien, daar is lewens wat soos ware Christelike lewens lyk, maar dit is nie. Kom ons kyk na Efesiërs 2 vers 20 tot 22. En ons praat oor die fundament of fondasie vanoggend, waar die klein varkie gebou het met stene, verseker 'n goeie fondasie gelê het. In Efesiërs 2 vers 20 tot 22, gebou op die fundament. Wie is die fundament? Christus. Wie daarop gebou? Van die apostels en die profete. Terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. Hy's nie net alleenlik jou fondasie nie, hy's ook die hoeksteen van jou huis. Van die hoeksteen weg, het jy probleme. Vers 21, en wie die hele gebou goed saamgevoeg word, my vriend, ons is die gebou van God, ons het jou nodig om op te daag, te staan, vir die evangelie wat eenmal aan die heiliges geopenbaar is. Goed saamgevoeg, verhuis tot 'n heilige tempel in die Here, en wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. God lei skade vanmôre, omdat die wolf ons huise wegblaas, want ons bou nie op die fondasie Jesus Christus, wat ook die hoeksteen is, wat die apostels kom lei het, hard gearbei het, soos die varkie wat met stene gebou het, harde werk. Dit kort input. Dit kort sweet. Dis nie niks sit agteroor en lei wees nie. Ons is die woning van God. Kan ons God beskerm? Soos wat van deesdae aan die gang is. Daar's meer foutvindery, klagtes, probleme. Die kerk van Jesus Christus sit nog steeds met hierdie goed na 2000 jaar opgeskep. Wanneer word ons volwasse?
Soos wat ek vir jou voorgehou het, volwasse mense, dis hulle wat in geestesvermoë gegroei het en hulle besit het, in die gewoonte geoefen om reg en verkeerd te kan onderskei. Ek wil jou vanmôre aanmoedig om vir jou te sê, word wakker. Word wakker. Want ons verloor vanoggend grondgebied. Wanneer ons op die afstand kyk, wanneer die ware kerk van Jesus Christus storms moet trotseer in die ander, met ons spotdryf en lag. En die kerk nie besef, die storm steen ons nie, kom ons staan op, want daar gaan 'n kerk opstaan. Daar gaan 'n kerk wat nie gaan kompromeer nie, daar gaan 'n kerk opstaan wat sê, nee, want ons onderskei tussen reg en verkeerd. Met wat bou ons vanoggend? Met wat is jy besig om te bou? Wat help dit jy bou en jy kom af en toe kerk toe en af en toe bid jy en af en toe lees jy en af en toe sit jy met jou kinders en jou familie om 'n tafel en bestudeer die woord van God en die woord waarmee jy gemobiliseer word vandag, bedink jy saam met jou kinders en werk 'n plan van aksie uit om jou huis te bou met ware stene, ware geloof. Waarmee bou ons vandag, kerk van Jesus Christus? Ek lees in 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 12 tot 15, en as iemand op die fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi en stoppels, elkeen se werk sal in die lig kom. Want die dag, jy sê nou kom 'n dag, jy kan maar lag vanmôre, jy kan maar jou ore, jy kan maar afsit, jy kan maar stop om vir my te luister, maar vanmôre sê ek vir jou, daar gaan 'n dag aankom, dat jou werk aan die lig gaan kom. Want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur geopenbaar gemaak word. En die vuur sal elke een se werk op die proef stel, hoe danig dit is. Waarmee bou jy? Vers 14, as iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, skade en skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Hoekom luister jy nie vanoggend? Hoekom tree jy nie op vanoggend? Ons gaan deur 'n tydfase van ons lewe, wat ons moet besin, gaan nie makliker raak nie. Hierdie jaar is nie van voorsien, Here, gee vir my nie. Hierdie jaar is dankbaar te wees vir dit wat jy besit. Want God is die een wat ons deur hierdie storms gaan vat. Jy sien goud en silwer en edelgesteentes, hout, hooi, stoppels. Hierdie goed word opgedeel in 3 fases. Duursame materiaal is goud, silwer, marmer of edelgesteentes. En die 3 ander materiale wat bederf word is materiale hout, hooi en stoppels. Van 'n paleis aan die een kant en 'n modderhut aan die ander kant. Jy sien, goud is vrylik deur konings in die Ou Testament. Konings het goud en edelgesteentes en marmer gebruik. Net konings. Maar jy sien, ons bly met timmerde huise, omdat ons nie die mentaliteit het van 'n koning nie. Hy het ons konings en priesters gemaak. En broer, kom ons kom by die punt. Jy sien, goud is vrylik deur konings in die Ou Testament gebruik vir die bou van hulle tempels en hulle pilare, paleise. Hulle marmer en graniet pilare is steeds die wonder van die moderne mens, hoe hierdie mense dit reg gekry het. Die houthutte het uit hout en hooi en stoppels bestaan. As ek vir jou voorhou, in Eksodus 5 vers 12, toe Moses en Aaron Farao gaan besoek het met opdrag van God, gaan sê vir Farao, laat my volk trek. En Farao se woorde was, wie is hierdie God? Na wie moet ek luister?
Hulle kan vir hulle met hooi en stoppels gaan bou, vir hulle huise, sonder om die slawe-arbeid na te. Dit is wat die duiwel doen. Gaan lees wat sê Eksodus 5. Hou ons besig met tydelike dinge van hierdie aarde. En ons bou met hooi en stoppels. Want ons hart is nie daar nie. Want waar jou hart is, of waar jou skat is, daar is jou hart, my vriend. En Farao sê, nee, hulle kan vir hulle hooi, ek sal nie vir hulle hooi gee en stoppels nie. Hulle moet dit self gaan haal, sonder om afbreek te maak aan die opdragte van die bou van my koninkryk. En dis wat die duiwel doen. Hy is besig om sy koninkryk te bou. En hy sê, gaan haal jou eie strooi, maar in jou eie tyd. Hy het nie genade vir jou nie. God, in hierdie woord, hou vanmôre vir jou genade in. Jy sien Paulus, en daarmee wil ek afsluit, sal ons nie verniet waarsku. In 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 13, waar hy sê, elkeen se werk sal aan die lig kom. Want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elke een se werk op die proef stel, hoe danig dit is. Ek pleit vanmôre, ek staan by u, en ek bring 'n boodskap vir jou vanoggend, van hoop. Bou jou huis op Jesus Christus, wat jou fondasie is. En oppas hoe jy nou op dit gaan bou. Want al jou werke, al jou sweet en arbeid, gaan op die proef gestel word. Vanmôre ernstig tot jou spreek. Staan op. Maak 'n bold statement. Skoon die Engelse uitdrukking, in hierdie wêreld. Skompromeer nie. Ons, ek en my huis, ons sal die Here dien. Vriend, ek vra weer, waarmee bou jy vanoggend? Wat baat dit? Ons het soveel effort in om te oorleef. En die einde van die dag verloor ons lewe. Wat baat dit? Kom ons wees ernstig. As God nie eerste is nie, soek eerste sy koninkryk. Hy gaan nie tweede wees nie. Hy wil dit nie wees nie. Hy wil die eerste in jou lewe wees. Dit draai mos om God. Waar kry jy jou asem vandaan? Waar kry jy jou voorspoed vandaan? Waar kry jy jou gesondheid vandaan? Van die dokters? Van alles wat jy gebruik om jou liggaam gesond te hou? Nee, my vriend. Dit het neeweffekte op jou. Ja, werk so hard om gesond aan die kant uit te kom, net om uit te vind, wanneer jou asem uitblaas, alles is te vergeefs. Kom ons sluit die oë. Sy vanmôre diep besin in die Here. Staan op in eerlikheid. En hoor my vanoggend in eerlikheid. God is die hartekenner, nie 'n proewer. En maak jou hart oop, want hy is 'n God wat vergewe. Hy dink nie aan die verlede nie. Inteendeel, hy het jou klaar vergewe. Dis jy wat die probleem is, wat dit nie wil aanvaar nie. Kom ons bid saam. Vader, ek bid vanmôre in die naam, bo elke naam, dat die wat vanmôre staan, raak sien, want u oë deursoek die harde. Dat hulle vanmôre sal weet, daar is net een fundament. En dit is Jesus Christus. Daar's net een woord, en dit is sy woord. Daar's net een geloof, en dit is die geloof wat hy aan ons oorgedra het. Daar's net een doop waarin ons deur gedoop moet word. Nie soos wat die mense verklaar nie, dis nie waarop die fondasie gebou is nie, die fondasie is gebou op een Here, een geloof en een doop. Wat vanmôre bring ons by die gedagte, dis nie om my, maar dit gaan oor die liggaam van Christus,
Ons is so behep met ons eie omstandighede dat ons skoon vergeet om die huis van God te bou met ware opregte stene. Dit kos 'n prys. Dit kos sweet, dit kos insig, beplanning, 'n plan waarvolgens ons werk, en die plan is die woord van God vanmôre. Ek wil bid, Here, dat elkeen wat vanmôre opreg gryp na U, sal sorg dat hy die plan van God in die hande kry, om daarvolgens te bou. Bid vir elkeen vanmôre uit genade, Here, laat U woord op hulle reën, want die bloed reinig ons van al ons oortredinge. Bid dit vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen en amen. En ek wil dit weer beklemtoon, volgende Sondag kom ons kerk nie by mekaar nie. Jy gaan by die huis sit, en ek wil jou uitnooi vir oggend. Moenie dit mis nie. Ek praat oor die bruid en die bruidegom. Aanbid die Here vanmôre in Messina, gee God die eer vir die wat saam gekom het, en al is ons maar net 'n handjievol, aanbid die Here. Gee hom eer. Ons is daar nie om 'n lekker tyd te hê nie. Ons is daar om God te verheerlik en om hom te laat voel. Hy is die erekoning. Hy is die erekoning in jou lewe. Amen. God seën vir julle en geniet en doen wat God vir jou vermag om te doen. In Jesus naam. Amen.